100.5. Sê, okay, ek sien waar kom jy vandaan. En jy het die boekie gelees. Jy het die boekie gelees, jy het die spelfoute gesoek, jy het die datums gekyk. En nou ewe skielik het jy een liedjie om het te doen, en ek dink jy kry dan 'n baie monotone idee van wie jou kunstenaar is. Ek dink dis bietjie jammer. Sover het kunsmatige intelligensie ons lewende kunstenaars wat sing nog nie vervang nie, tensy hulle gaan kom met een of ander hologram wat namens ons op toer gaan. Ek sien hulle probeer nou alles om vir Jakkals Vibe ten minste 'n sanger te kry, iemand wat kan gestaan en die mooi liedjies. Ja. Hulle moet dan met gesing word. Deur 'n regte mens. Deur 'n regte mens. Maar kunsmatige intelligensie, ek het nog glad nie geskrik vir die spook nie. Daar is niks inherently boos, sou ek sê, of goed aan kunsmatige intelligensie. Dis net ontsettend vinnig en ontstellend, hierdie ontstellende aptyd vir groei, vir selfleer, vir slim word en homself slimmer maak. So ek reken nee, ek dink jy moet dit maar inspann vir jouself. As jy dit dien, gaan iets verlore gaan. So as dit jou dien, is jy nog right. Ek het nou gaan probeer om te tel, maar dis eintlik onmoontlik. Ek dink jy het al meer as 200 liedjies geskryf. Dis 10 teen 1 baie meer en vrygestel. Maar ek wonder ook, Steve, is daar een liedjie wat jy wens oor jare jy kan terugvat of oordoen of dalk op 'n nuwe manier uitbring? O ja, amper almal van hulle, want hulle is gedoen in 'n era van analoog en hierdie groot musiek tafels waarop ons gewerk het. Nee, ek moet vir jou sê, daai eerste 20 van die 40 of 38 albums kan ek omtrent nie meer na luister nie, omdat die tegnologie so baie verander het. So ons raak nostalgies daaroor, en die ou agterhaalke man moet maar seker klink soos die ou agterhaalke man, maar as ek byvoorbeeld kyk hoe lyk ons nou kan oordoen, sal ek dit môre doen. Dis 'n heerlike dansnommer, dis 'n sterk nommer, almal ken dit. Ek sal dit definitief met moderne klanke wat ons vandag het wou oordoen. Ek sal byvoorbeeld nie vat in agterhaalke man nie. Ek sal byvoorbeeld Laaste Lag miskien ook los. Los hom net daar. Net waar hy is. Ja. Maar dan sal ek hom van die ander liedjies wat ek sal oordoen. Maar dan wil ek jou ook 'n teenvraag vra. Watter liedjie is jou die trotsste op persoonlik vir jouself as jy daarna luister en gaan, ja, hier het ek 'n goeie job gedoen? Ag, dis onmoontlik. Ek moet vir jou sê, hulle is almal so persoonlik. Ek sou sê Die Kind was vir my altyd 'n belangrike lied. Oh, well, ek weet nie of jy hom onthou nie. Stunning song. Hoor my Ja. hier die oë. Ja. Feeslied is 'n lied waarop ek weet nie hoekom nie, maar Feeslied is net vir my die som totaal van liedjies. Hy's so feestelik, dis hoekom. Hy's feestelik, hy's 'n liefdesliedjie, hy's 'n gewyde liedjie. Jy kan dans, jy kan huil, jy kan trots wees, jy kan maak, daar's 'n klomp dinge wat jy kan doen met die lied. Ek het min liedjies wat jy eintlik ietsie van alles mee kan doen. En dan is daar 'n liedjie op Dwaas, en sy naam is Die Laaste Song. En hy is vir my 'n belangrike lied, maar ek sal nou vir jou sê as ons praat oor die album Dwaas. Ons is nog in die verlede. Okay, maar ons kom nou by Dwaas net hier na, Steve, ons moet net 'n vinnige breek vat. Annelma het nou vir my gesê, ek moet asseblief vir jou sê, sy siek, sy kan nie hier wees nie. Op die een dag wat jy haar Here nou hier kom kuier, maar sy het vir jou voice note ook gestuur, so ek gaan dit nou vir jou speel net hierna. Bly ingeskakel. Dis 4:31. Bly Steve, jy het verwys na Dwaas, nê, want die titelsnit sê ons almal is eintlik maar 'n bietjie dwaas as jy mooi daaroor dink. So, wat is die dwaaste ding wat jy al in jou lewe gedoen het? O, yes, like, meeste van hulle is al ouer as 30 jaar oud. En ek het baie lief geword vir hulle. Ek weet nie, ek het 'n baie trotse lys van dwaas dinge. Ek het allerminste perfekte lewe gelei. Baie keer sê mense vir my, as jy spuit oor enigiets, as ek van die min ouens wat sê ek is spuit oor alles. As ek 'n kans kry, sal ek dit alles oordoen en beter doen. Maar jy weet, jy's nou hier nie, jy's nou nie som totaal van nie net die goeie dinge wat jy gedoen het nie, maar die dwaase dinge wat jy gedoen het. So ja, dis 'n paar van daai. Ek het 'n paar keer betrokke geraak in fights wat ek nie moes nie. Ons moet maar konflik van nou, dis nie reg vuis geslaan ry nie. Ek het 'n baie interessante string verkeersoortredinge. Verder is my sondes eintlik maar nietig. Maar daar is spesiale plekke in die hel is vir ouens wat te vinnig gery het. Lyk my gaan ek reguit soontoe. Ek het baie tyd gemors met ek onthou toe Twitter uitgekom het, toe Twitter nog Twitter was. Het jy so 'n deernag gedebatteer. Dit was so lekker geweest om kwaad te raak vir mense. Maar nou ek het herstel daarvan. Ek voel nou baie beter. Ek sou vroeër wou geleer het om mooier te praat, my woordeskat aan te pas. Ek sou vroeër wou ontdek het van my Afrikanerskap wat ek 'n bietjie later ontdek het, maar ons almal doen dit 'n bietjie later. En ja, vroeër miskien gesonder wou geleef het. Dis dinge wat mense nie aan dink as jy in jou meer in die gym uitgekom het ensovoorts. Nee, ek voel dieselfde hoor. Ek dink as ek is presies waar jy nou is, Steve. As ek 2 dae nie gegym het nie, dan voel ek soos, ouderdom gaan jou inhaal. Ja, ek het nou vandag gaan draf van die huis af tot onder in Linwood weg. Wow. Toe bars daar 'n stort by reën uit en ek staan daar in die middel van Jene. Ja, nee, jy's reg. Maar Steve, ek het een van jou baie goeie vriende gevra om bietjie vir ons te vertel wat hy dink die dwaaste ding is wat jy al gedoen het. Luister gou hierna. 'n verrassing boodskapie vir jou. Dit is Ralph Wiesel
wat 40 jaar vriendskap. Ons het saam met die musiek begin 80s, 90s en ek was 'n mede mulletdraer soos jy, so ons het die mullets gehad. Ek wil net vir jou amptelik baie geluk wens met jou nuwe album Dwaas. Wel gedaan, Steve. Regtig waar baie geluk. Dit is vir my 'n voorreg om hierdie boodskap te kan gee en ja, François, jy het my gevra om 'n geheimpie, 'n dwaas dingetjie te vertel van Steve. Net soos wat hulle sê van Vegas, what happens on tour stays on tour, maar ek kan vir jou sê, ons was in die 90s was ons borgskap deur die SAL gewees en ons het baie binnelandse vlugte gedoen om te tree in. En op een van daai gevalle, 6uur oggendvlug, regte besigheidsvlug, het al die mense in die vliegtuig behalwe ons was besig om op pad vir 'n besigheidsafspraak en Steve het reg gekry met sy charme om die lugverdien te oorreed om die mikrofoon te gee. Good morning ladies and gentlemen. We'd like to welcome you on flight SA, what they call it, bus 723. We will be arriving in Durban in the next 30 minutes. En maar julle was Kaapstad toe op pad. Ons doen nie meer 'n goeie borgskap gehad met SAL nie. Steve was op die vingers getik. Ek dink dit was een van die dwaasstappe geweest, want toe moes ons volle pryse vir ons vliegtuigkaartjie betaal vir die hele rit na die tyd. Baie bly in Pretoria. Soveel so, ek sien jou môre middag vir 'n lekker ete. Liefde en groete aan al die luisteraars. Ag, dis wonderlik om dit te hoor. Ja, nee, ek onthou dit baie goed. Ralph het al die jare saam met my getoer. Ralph speel ook die hoofrol in daai videoetjie van Dwaas. Van Dwaas, ek het gesien saam met Devin. Ja. Hy sê dit was vir hom 'n bietjie uit sy comfort zone want hy is nie gewoond om akteur te wees nie, maar ek dink hy het 'n goeie job gedoen daar. Ja, dit wonderlik. Op probleem met Ralph, hy het tog altyd so jonk gelyk. Hy lyk nie soos 'n ouer pa nie. Hy's die enigste van ons wat altyd 40 gelyk het. Die res van ons lyk reg. Hoe lank ken julle twee mekaar nou al? Ek was so 22 toe ek hom ontmoet het en ek dink hy was so 19 of 18 gewees. En hy was die drummer in die orkes en ek het gaan 'n audisie doen en toe word ek hulle hoofsanger. Nou so gepraat bietjie van terug in tyd, nê. Ek onthou die kampus daar. Jy het drama studeer, ek dink vir 'n jaar en toe het jy opgeskop, maar dis altyd vir my, ek dink toe ek laas by jou huis kom kuier het ek vir jou gevra, wat is die ding? Party mense studeer, hulle het al die teorie, hulle kry nie werk nie. Jy swat 'n jaar en jy het net daai X-factor, jy stap in, hoofrol in kampus, hoofrol later in agter elke man en so gaan die lys aan. Is daar 'n resep vir dit of is mens maar gebore daarmee? Jy het daai moedige kyk in jou oë nodig as jy stap in 'n plek. Daai Bruce Meyers kyk. Ja. Nee, ek moet sê ek was baie gelukkig geweest. Dit sal help dat jy 'n bietjie persoonlikheid het as jy nou in daai lyn wil ingaan, maar Ek dink daar was 'n behoefte aan akteurs eerder as dat hulle moet opgelei wees. Weet hulle het 'n rowwer energie nodig gehad, so James Dean onopgeleide tipe energie en dit het perfek geword vir die karakter wat ek toe gekry het en die karakter wat ek gespeel het daarna. So ek was 'n bietjie gelukkig geweest. Ek moet sê daar's van die meer talentvolle ouens wat ek ken, veral musikante wat dit nooit groot gemaak het nie en moontlik nooit gaan nie. En ek sal hulle altyd respekteer as hulle my verbykom want ek weet hulle is beter as ek. Ek wil vir jou vra, nee, baie mense wens om jou te ontmoet. Jy's 'n idol vir super baie mense. Maar daar's seker ook 'n paar idols saam wie jy al gewerk het, as ek nou dink aan die Toeka goed ensovoorts, wat hoogtepunte moontlik vir jou was in jou loopbaan, maar is daar iemand wat jy al ontmoet het, Steve, met wie jy bietjie starstruck gevoel het of met wie jy nog graag sal werk voordat jy nou eendag hier emmers skop? O nee, beslis. Daai ding gaan dit, daai bewonderingssin gaan nooit weg nie. Ek het yskoud geword toe ek vir Guy Korsten die eerste keer gesien. Jy weet, hy is net soos my nommer 1 van almal. Was dit in die Goli gewees? Dit was in die Goli gewees. Ek het voor die tyd hom al gesien en is al hom voorgestel, maar ek het nooit met hom gepraat nie. Okay. So die eerste keer dat ek met hom kon werk en saam met hom, ek het nooit hom gevra of ek saam met hom kon sing nie. Dit sou so groot voorreg gewees, maar ek was so bang geweest. Dis bang hy sê nee. Ja, ek moet sê. So ek gaan hom uitsonder. En dan van daar af aan raak ek ou so 'n bietjie minder starstruck. Toe kon ek nou werk saam met Joan Collins en van die Hollywood aktrises en ek het gaan toer oor see saam met Dana Honer destyds. Wie is die drummer wat jy ontmoet het wat sonder die arm? Dit was die Def Leppard drummer, Rick Allen. Yes. Ja, ek het hom ontmoet in Amsterdam. Okay, maar toe was ek heeltemal starstruck. My waarde is sy meisie het vir my en vir Rel weggejaag want ons het daar gestaan en gestaar. Maar was dit toevallig dat jy hom ontmoet het? Ja, hulle was in 'n legalized drugs campaign, die tipe ding wat jy in Amsterdam kry. Al die mense kom op rolstoele aan met sulke daggaboompies op hulle skote en hy's die een van hierdie ouens. Maar ek het hom onmiddellik herken want hy het net hierdie een arm, jy weet, ons almal ken Def Leppard se drummer. Maar sy meisie het ons weggejaag want ons het regtig gelyk soos bakvissies. Wat 'n storie. Hoorie, ons moet luister na jou splinter nuwe enkelsnit. Net hierna gesels ons verder met the one and only Steve Hofmeyr hier op Route 326 Groot FM 90.5. Jy ken die woorde, né?
Obviously, want ek meen, jy het nou al soveel liedjies geskryf en opgeneem. Is daar hier en daar nog wat jy op die verhoog kom, Steve, en dan vergeet jy die lirieke van jou eie liedjie? Ek doen soms, dit sal help om stil te bly, want gewoonlik so 1000 mense voor jou wat die woorde ken. Ek het ook 'n kyk ontwikkel wat as ek het verkeerd sing, dan kyk ek na die mense asof hulle hom verkeerd gesing het. Want hulle ken dit obviously beter as jy. Nou, so gepraat van daai treffers. Jy ken hom vir liedjies soos Is jy hier, as ook hierdie ene, Prove Me Wrong. Prove me wrong, prove me right. Nou meer 'n onlangse ene van Steve, Meisiekind. Hoe skeer ek jou uit my lewe, meisiekind? Meisiekind is ook nou deel van die nuwe album Dwaas, nee, is een van die liedjies wat daarop verskyn. Dis een van die 8, dis een wat Johan Foster geskryf het. Hy is ook my vervaardiger en toe ek hierdie liedjie hoor sê ek dis myne, niemand anders gaan hom sing nie, ek wil hom doen. Dis 'n pragtige lied. En natuurlik Devin speel dan saam in die Dwaas musiekvideo. Ons het net nou gesê Ralf is ook deel daarvan. Hoe was dit om familie betrokke te hê? Eintlik jou hele lewe lank, Steve, wat mense wêreldwyd kyk na julle ook as 'n gesin of as 'n familie. En dan aangesien julle ook nou baie in die publieke oog is, hoe skei 'n mens daai familie of gesinsverhoudings met werk? Aangesien jy ook baie keer saam met van jou laities byvoorbeeld nou ook werk. Ja, dis amper onmoontlik om dit te skei. Ek dink jy moet maar net aanhoudend dit dophou, jy moet dit bestuur en jy moet gebalanseerd uitstap aan die ander kant. As jy nou klare bekende persoon is dit baie moeilik. Ek het 'n foto geneem nou van Romy en natuurlik weet ons waartoe dit gaan, so ons gee nie om nie, maar oor die algemeen hou ons kinders maar so ver as moontlik van kameras af weg. Die jongens weet nie heeltemal hoe dit werk nie. Romy is ook hier in die ateljee. Romy, ek wil net vir jou sê, ons speel jou liedjie gereeld hier op Groot FM 90.5, hoor, so baie dankie dat jy ook saam kom kuier het. Hier is so 'n stukkie daarvan, Romy. Hier is jou liedjie, luister gou daar. Maar Steve, jy is bekend vir jou sterk werksetiek, van boeke skryf, ek het ophou tel daar ook, vlogs maak, wat mense baie geniet op Facebook, waar jy al jou idees, jou mal idees ook deel, en eintlik jou ingeligte opinie ook gee, maar musiek skryf is deel daarvan, opvoerings is deel daarvan. Baie mense wonder, wat doen Steve op 'n afdag? Kan jy ooit net afskakel, of is dit onmoontlik vir jou? Ja, dit sal ek nooit doen nie. Ek kan nie eers staan langs 'n swembad of op 'n strand gaan lê of in 'n bad gaan sit sonder dat daar 'n boek in my hande is nie. Daar's nie 'n manier van net gaan sit en staar na die sterre nie. Dit kan ek nie doen nie. Ek moet heeltyd inligting inneem. Ek speel ook videogames, rekenaarspeletjies wat ek nie klank voor nodig het nie, want ek is besig om te luister na my YouTube kanale soos Age of Empires en Minecraft. Dis lekker goeders om te doen terwyl jy met jou hande te doen terwyl die inligting deur jou ore gaan. Ek draf elke oggend my 5-6 km, nie omdat ek daarvan hou nie, maar omdat ek my YouTube kanale moet deurdraf. Ek het so 32 tot 35 kanale wat ek elke oggend luister, programme. Alles so 10 minute lank, 20 minute lank, en dis waar jou inligting vandaan kom en ek is 'n inligting vraat, so hoe meer daarvan hoe beter. Maar Steve, jy het ook 'n moontlike geheime ritueel voor jy optree, of is jy een van daai ouens wat nie opwarm nie, jy gaan net op en jy gooi milies, of is daar ietsie snaaks wat jy moet doen voor 'n optrede? Anelma het hierdie vraag hier geskryf en sy sê ek moet jou tog vra want sy wonder daaroor. Nee, ek het geen ritueel nie. Ek sal opwarm in die kar op pad na die konsert toe. Jy moet so 'n bietjie opwarm. Ek het my skootrekenaars gewoonlik saamgevat, dat ek so 'n lekker lang intro geskryf vir my konsert. Dan weet ek moet nou begin klaarmaak met hierdie Age of Empires game van my, want die aankondiging sê al, dames en here, Steve Hofman, dan sê ek gaan nog besig om save. As hy save, daar hardloop Steve op. Nee, ek het nie groot rituele nodig nie. Ek hou nie daarvan om lank voor die tyd by konserte te wees nie. Ek daag op die nippertjie op. Ek wil nie kuier nie. Ek wil nie daar agter sit en skree oor die klank wat daar hard is nie. Ek het nie 'n yskas nodig nie. Ek soek nie Johnny Whiskey Black of Blue of enigiets nie. Ek soek nie drank nie, ek soek nie alkohol nie. Jou rider is eenvoudig. My rider is my kook op die verhoog en gee dit sit my vas die mikrofoon. Ja, ek is 'n taamlik eenvoudige kunstenaar as dit kom by goeders. Ek is nie vreeslik dramaties agter en voor die tyd en na die tyd. Dis eintlik vir my amazing, want as jy kyk oor die algemeen, die groot kunstenaars, die mense wat nou al jare in die bedryf is, hulle is super nederig oor die algemeen. Ek weet ek vir algemeen nou, dan kry jy nou partykeer iemand wat nou een enkel snit daar uit het en dan soek hulle daai rider van A tot Z, jy weet. So seker maar ego ding. Ek dink dit is maar so. Dis gewoonlik van die jonger ouens, is gewoonlik ook die orkeste. Jy het so 'n bietjie van 'n peer pressure ding wat daar aangaan en die een ou moet wys hy's meer dronk as die volgende een. Ag, ons almal was seker maar daar. Maar ek het gelukkig van dis een ding wat ek by drama skool geleer het, nie om toneel te speel nie, dat hierdie nie
rock'n'roll is nie. Hierdie, as dit jou stokperdjie is, kan jy gaan doen wat jy wil, maar as dit jou werk is, het jy so 'n bietjie dissipline nodig. En ek het baie, ek put baie dissipline uit. Country, rock, folk, heavy metal, you name it. Baie dissipline daar. Nou so gepraat van Anelma bietjie vroeër wat nou siek is, Steve, op die een dag wat jy nou kom kuier, sy is baie spyt, sy kan nie hier wees nie. Sy het gevra of ek net asseblief hierdie voice note gou vir jou kan uitspeel. Okay. Franja, vertel asseblief vir Steve dat ek glad nie die tipe mens is wat huil nie. En toe chunk ek nou toe ek huis toe ry, want ek het geweet ek gaan die interview met hom mis. Steve, ek is 'n baie groot fan van jou en ek is so jammer dat ek nou hierdie besonderse voorreg uitmis op. Daai sin klink glad nie reg nie, maar ook ek klink ook nie altyd so nie en ek klink tans nie reg nie en ook ek het te veel respek vir jou om jou siek te maak, so asseblief kom net weer studio toe na ons toe, okay, al is dit net omdat jy 'n nuwe denim gekoop het en jy dit vir ons wil vertel, okay, dan interview ek jou daaroor. Groot FOMO, groot drukkie, okay, bye. Ag, Anelma, ek is so jammer om dit te hoor. Man, jy kom maar gekom het, ons gaan nou nie soen nie, ons gaan net praat. Ja, Jammer, ek hoop sy luister, ek hoop sy sterk aan. Dalk is dit hoekom sy hierdie is bietjie bang, jy weet. Maar ek wil vir jou vra, Steve, wat is een ding wat mense altyd van jou aanneem, waaroor hulle dalk heeltemal verkeerd is? Want mense lees so baie goed in die media en jy maak ook nou maar jou eie opinie, maar ietsie wat hulle dalk sal verbaas as hulle jou op 'n persoonlike vlak beter leer ken. Klomp goeters. Ek sien dit op 'n myl ver. Mense is bang, dink ek is kwaai. Hulle dink ek is ontoeganklik. Hulle dink ek is miskien 'n bietjie verwaand, want ons kunstenaars is maar so 'n bietjie egoïsties. Ja. Maar jy sal baie vinnig sien ek is nie enige van daai drie nie. Dis ook uit die politieke gevegte wat mense die idee kry dat ek miskien 'n bietjie aggressief is, maar jy sal sien dat oor die algemeen is ek die eerste ou wat sal gaan sit om 'n tafel met my grootste vyande om te hoor wat sê hulle, wat is die argumente hierso. Nee, oor die algemeen is ek nie een van daai drie goeters nie en ek kan nou nie rondloop met 'n bordjie wat sê hoe ek regtig is nie, jy sal ongelukkig maar met my gesels. En meeste van die tyd, dis 'n goeie ding as mense 'n vreemde dink van jou het, want hulle stap nooit teleurgesteld weg van jou af. Dis waar. Ja, dis maar die teenoorgestelde kan baie vinnig gebeur. Jy weet, jy verkoop jouself as hierdie vreeslike almal se maatjie en dan daag jy op en dan jy nou 'n bietjie van 'n meltdown oor iets wat verkeerd is op die verhoog en dan sê al die mense, wat 'n arrogant Wat is die val, whatever. sampres. Ja. Maar Steve, as jy nou aan tafel kon sit met 5 van jou grootste idols, alive or dead, wie sou jy nooi na daai tafel toe en hoekom? Luister Ons kyk of jy by 5 kan uitkom. Nee, ek sal baie maklik by 5 kan uitkom. Ek dink vir 'n onrustige aand, so ek iemand soos Elon Musk, Putin, Trump, Cyril. Dit is so tipe party waar eintlik niemand vriende gewees. Onrustige hulle daag aand. op as vyande en hulle waai as vyande. En dan as ek nou 'n intelligente gesprek wil gehad het met 'n klomp mense wat my fascineer, so ek gesê het, ek sou sê Voltaire, ek sou sê Shakespeare, ek sou sê Christus, ek sal hom nou uitsonder, dis iemand met wie jy seker net alleen moet gesels, maar ek het die idee, ek het meer vrae vir hom as enige van die ander, jy weet, Paulus vind ek fascinerend uit die Bybel, as jy vroeër denkel wou genoem. Ek dink al my gunsteling filosofe, en ek ken hulle in sulke rye, vanaf Wittgenstein en Nietzsche regdeur tot by Plato en Sokrates, ek sal almal onder 4 oë op 'n stadium so 'n vraagie of 2 wou gevra het. Dis nou denkers. As dit nou kom by die rockers en die musikante en so, man, nooi vir my maar, kan ek maar vir Elvis sê? Elvis, ja, natuurlik. Of Neil Diamond wou mee gesels het op 'n stadium. Het jy nog nooit vir Neil Diamond ontmoet nie? Nog nooit hom ontmoet nie, wat 'n sonde is. Ja, dis crazy, want ek meen jou Neil Diamond tribute album het super baie verkoop back in the day. Ja, nee, hy het definitief die checkie ontvang aan daai kant, want ek moet hom betaal elke keer as ek sy goeie sing, so hy weet wie ek is, maar ek dink nie hy stel belang om my te ontmoet nie. So ek moet sê, miskien daai ouens, die plaaslike sangers het ek wragtig by kan seker al almal ontmoet. Die lewendes en die dooies. Ja, Bette Midler, ek kan sê polities nie aan dieselfde kant nie, maar ek het baie respek vir haar. Sy het my baie geïnspireer in The Rose om in hierdie lyn in te gaan. Daar's akteurs. Akteurs is vir my die minste belangrik, want akteurs raak jy verlief op karakters wat hulle gespeel het. Jy weet nooit wie hulle regtig is, jy weet. Ek lag altyd as mense akteurs ernstig opvat as hulle ietsie sê daar uit Hollywood oor politiek. Dan gou ek my mors dood want jy is verlief op hom, vir sy rol wat hy gespeel het. Niemand weet wat Brad Pitt in sy regte lewe doen. Hoe hulle lyk natuurlik. En dan wil ek jou vra, want die tyd haal ons nou ongelukkig super vinnig in. Ons praat natuurlik ook oor Dwaas, jou album, en Dwaas die nuwe enkelsnit wat jy nou vrystel, nê. Maar gee gou vir my 'n bietjie raad, nê. Comeback raad. As iemand nou vandag vir my sê, jy's 'n dwaas, of jy's 'n dwaas, Steve, hoe bounce mens terug van so 'n opmerking? Jemmel. Dit is soos om
om vir iemand te sê hy's 'n rasis. Die enige ding wat jy daarna antwoord, laat jou meer lyk soos 'n rasis of meer lyk soos 'n dwaas in hierdie geval. Dis nie goeders daai wat jy eintlik moet antwoord. Jy moet dit eintlik nie eers ignoreer. Ja, jy moet dit nie in ag neem nie. Ek sou wegstap met dwaas. 'n vinnige ding wat jy kan doen, is jy kan vir iemand 'n vraag vra wat jy weet hulle nie 'n antwoord voor gaan hê nie, jy weet. Ek kan vir jou vra vir hom, okay, sê jy dan vir my, wat is die derde boek wat Nietzsche geskryf het, wat hy spuitesheid uitgebring? Jy weet. As jy ou nie kan antwoord, sê hy my wragtig, jy staan nie dwaas. Ja, twee dwaase. Okay. Ek probeer nou slim wees, maar daar's 'n ander manier om dit te kan doen. Ja, nee, ek moet sê ek gaan daai mantel graag aantrek. Ek is nie bang om myself 'n dwaas te noem nie, ek is nie bang om foute te maak nie, en ek is nie bang om hulle te erken nie. Ek is ook die eerste ou wat maklik sê ek is jammer as ek 'n fout gemaak het. So ek het nie Alles is nie evangelie vir my nie, jy weet. Ek het al baie goeie gesê wat ek intussen aangepas het in my lewe het dinge al verander oor die afgelope 40 jaar. Ek is glad nie meer dieselfde. Maar mense is ook op 'n stadium, as jy ook nou kyk na die 4 dekades wat jy in die bedryf is, mense is op elke seisoen op 'n ander plek in jou lewe of in jou loopbaan. So dan vir daai oomblik maak dit dalk sin en dan later dink mense dalk anders weer oor die lewe. Ek dink jy moet 'n geestelike kykie in jou eie lewe hê as jy na 40 jaar presies regtig dieselfde persoon is. Ons almal moet so 'n bietjie groei, moet so 'n bietjie van 'n evolusieproses wees in jouself, ook geestelik. Dit beteken nie jy moet rondval nie, dit beteken kry jou spoor, bly op hom, groei. En dan Steve, laaste vraag van die tyd het ons nou ingehaal, nê. Ek mis jou nogal op TV in jou presenter era toe jy dis hoe dit is met Steve aangebied het. Wat is toekomsplanne afgesien van Dwaas, die album wat nou pas uitgereik is weer? Is daar miskien ietsie in die pipeline vir TV show? Is daar 'n film op pad of ietsie wat jy nou weer bietjie juk om te doen? As die mees geboikotte witman in Afrika, gaan ek probeer om te kyk hoeveel keer ek nog meer geboikot kan word in 2026. Nou, been there, done that. Ja, been there, done that. Nee, ek is polities nie baie korrek nie en dis miskien nie die beste tyd vir 'n ou soos ek om vir hom 'n mikrofoon te gee nie. Daarom is ek nie so welkom in die bedryf as wat ek was in die ou dae nie, maar ek moet sê, ek weet nie of ek die bedryf soveel nodig het op hierdie stadium nie. Ek het 'n paar vriende nodig. Mense wat ek hier om my het is genoeg. Gee my die gitaar en gee my die mense wat opdag by die konserte en ek is gelukkig en ek sal so doodgaan. Maar Steve, doen wat Peach nou doen en al hierdie mense soos Rikus, hulle wat twak praat het, begin jou eie YouTube kanaal en hê 'n lekker chat daarso op YouTube. Ja, ek dink so. Ek dink ek doen dit met stoom elke maandagooggend en daai 10 minute is vir my nogal genoeg, jy weet. Ja, my werk is nie meer om inhoud te verskaf aan ander mense nie. Nee, great. Hoorie, baie dankie dat jy kom kuier het op Route 326. Anelma het nou vir my 'n boodskap gestuur. Sy sê, kan ons asseblief net 'n liner kry van Steve wat sê, "Hi, dis Steve Hofmeyer. Jy luister na Route 326 want ons is van 3 tot 6 in die middag." Okay. Met Fransjo en Anelma op Groot FM 90.5. So elke keer as ons jou liedjies speel, dan voel dit of jy hier in die ateljee is saam met ons. Sal jy mind, Steve? Moet ek dit sommer nou hier lewendig doen vir jou? Ja, sal jy sommer live gooi vir ons. Route 326 met Fransjo en Anelma, Groot FM 90.5. Okay. Hi, Steve Hofmeyer hier. Ek kuier saam met Fransjo en Anelma op Groot FM op 326. Dankie Steve, lekker middag verder, kom kuier gou weer en baie geluk met Dwaas, hoor. Baie liefde ou vriend, dankie vir jou wonderlike Groot FM 90.5.